Hy sê vers 10, met allerhande verleidings en ongeregtigheid, en die wat verlore gaan, dis nie vir die bruid nie, dis vir hulle. Omdat hulle die liefde van die waarheid nie aangeneem het nie, om gered te word nie. Dit bly die keuse wat jy vandag met die woord doen. Vers 11, daarom sal Jahwe Almagtig hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo. Kyk na die boodskappe wat in meeste kerke vandag gepreek word, protestante kerke. Hulle preek liefde, hulle meer sosiale byeenkomste, en waar mense hulle karre en hulle huise vertoon, hulle klere en hulle geld, en hy het hulle die krag van die dwaling gestuur, om 'n leuen te glo. Kyk na die internet. Onthou ons is besig om te kyk hoe die afval in die kerke gaan begin, sodat hulle almal geoordeel kan word, wie die bonatuurlike waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid, die godsdienstige storieetjies, né? Vers 13, maar ons moet Jahwe ons idiom, dis God, altyd oor julle dank broeders, hy praat met die bruid, sodat deur Jahwe ons idiom bemin word, dat Jahwe ons idiom, dis God, julle van die begin af verkies het, tot saligheid en heiligmaking van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, en geloof in die bonatuurlike waarheid, ons glo nie leuns nie. Daarom sê die woord, toets elke gees, en kyk of hulle van Jahwe af is. Hy sê vers 14, waartoe hy, Jahwe ons Elohim, julle geroep het, deur ons evangelie, apostel Paulus is evangelie, om die heerlikheid van Jahwe te verkry. Hoe het ons die woord ontvang? Deur dit wat die apostels verkondig het. Vers 15, so dan broeders, staan vas, en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur woord of deur brief van ons, dis die apostels. Vers 16, nou mag Jahwe self, en Jahwe die Almagtige en Vader, wat ons, namelijk die bruid van Jahwe, ook in die 21ste eeuw lief gehad het, tot 'n ewige troos en hoop in Jahwe gegee het. Hy het wat? Hy het ons liefde en troos en hoop gegee. Wat het ons? Liefde, troos en hoop en verwagting van 'n wederkoms. Vers 17, julle harte is vertroos en julle versterk in alle goeie woord en werke. As bruid van Jahwe, kom ons wees aan die gang, kom ons jag die Satan en sy demone op 'n knop. Hoekom? Want die woord gesê, dit wat ek gedoen het, Jahwe sê, dit wat ek gedoen het en veel meer sal julle doen. Julle sal julle hande op die siekes, julle sal gesond word, julle sal duiwels uitdryf. Hy sê, julle sal kragtige dade doen in my naam. En weet jy wat is die grootste kragtige daad? En jy sal sien hoe die siele tot bekering kom, mense gered word. Ons leef vandag in die tyd van die groot afval, omdat mense nie meer in die wederkoms van Jahwe glo nie. Maar ook leef ons steeds in die tyd van Jahwe so bonatuurlike genade. Terwyl die afval in die kerke begin, gaan kyk na kerke wat leeg staan vandag. Hulle staan leeg, die afval het begin in hierdie 21ste eeuw. In my leeftyd, vandat ek 'n seun was, waar die kerk vir ons 'n heilige plek was, waar ons dienste heilige dienste was, tot waar ek vandag is, wil ek vir jou sê, die afval, die kerk godsdienst boodskappe het so vervlou, dat die mense preek nie meer oor die Satan nie, hulle preek nie oor demone nie, hulle preek nie oor sonde nie, hulle preek nie meer oor ongeregtigheid en hoerery en al die dinge wat met gepaard gaan nie. Dit het 'n sosiale byeenkoms gekom, waar mense te bang is om die ander een aan te spreek, oor hulle leefwyse, homoseksualiteit en lesbianisme en al die goed, hulle is te bang om oor dit te praat. Want ons is so bang, ons raak aan iemand se persoonlikheid. Ons lewe in die tyd van die wederkoms van Jahwe, en ons moet of in die waarheid wandel. Gaan kyk wat sê Romeine hoofstuk 1, aangaande homoseksualiteit en lesbianisme en goed. Hy sê, hy het hulle die dwaling gestuur, dat hulle die leuen kan glo, sodat hulle hulle sonde kon sterf. Die mense verkies vandag, om hulle sonde te lewe. Dit is soos in die tyd van Sodom en Gomorra. Wat het in Sodom en Gomorra gebeur, wat nie in ons lewe gebeur vandag nie? Weet jy hoekom is die aarde nog nie verwoes nie? Want die woord sê, Jahwe aan die regterhand van die Vader kan sit, waar hy die voorspraak is, waar hy intree vir ons as bruid elke dag, en hy wag dat die bruid voltaag word. En dis hoekom hierdie natuurlike geopenbaarde name so belangrik is. Want hy sê, my volk sal my naam leer ken. Jesaja 52 vers 6, gaan kyk na dit. Ons
Ons lewe in die tyd van genade vandag. Die genade van Jahshua is so groot wat dit was 2000 jaar gelede. Vir eeue was die Bybel die standaard waaraan kerke, regerings en mense voldoen het. Maar vandag het die satting het reg gekry deur verskillende Bybelvertalings en Bybelhersienings dat die woord van Jahwe Almagtig, dis God, afgewater geword het tot minderwaardige boek. Die krag daarvan het verlore gegaan, sê die woord. Kragtige boodskappe wat van kindsbeen af met oortuiging gepreek was en geleer was, is meeste van die tyd vandag vervang met voelgoed teologie en om eerder gemeentes by die gehoor te streel. Die woord van bekering is uitgeruil met die teologie van 'n gevoel van eerder om goed te voel. Sonde word nie meer gespreek nie. Die hel word nie meer van gepraat word op protestante kansels nie. Hier en daar is daar nog 'n kerk wat dit doen, maar die meerderheid van die protestante en karismatiese kansels praat hulle nie meer vandag oor die hel nie. Heiligmaking het nou net 'n opsie geword. En dis nie meer 'n Bybelse standaard nie. Die woord verklaar 2 Timoteus 4 vers 1 tot 5. 2 Timoteus 4 vers 1 tot 5. Ek lees vers 1. Hy sê ek besweer julle dan voor Jahwe ons Elohim, dis God, en Jahshua, dis ons verlosser, wie die ongoddelike lewend en die ongoddelike dode sal oordeel. Ons gaan nie almal voor die regterstoel verskyn nie, want die bruid verskyn voor geen regterstoel nie. As ek rein genoeg is dat Jahwe by die wederkoms my wegruk en verander, by 'n verganklik en 'n verheerlikte liggaam. 1 Korinte 15 vers 27 tot 58. Dan is ek reeds in die hemel. Waarvoor moet ek voor 'n regterstoel verskyn? Ek staan rein genoeg, is rein genoeg. Gaan kyk wat sê Openbaring 20 vers 4. En ek het trone gesien en hulle het op die trone gaan sit. Wie? Die bruid. En dan hulle is die oordeel gegee. Jy kan nie eers veroordeel word en dan sit jy op die troon om te oordeel nie. Ek wil weer lees vers 1. Ek besweer julle dan voor Jahwe ons Elohim, dis God en Jahshua, wie die ongoddelike is, lewend en die ongoddelike is die dode sal oordeel, by sy verskyning, die harpatsjoe en sy koninkryk, Openbaring 19 vers 11.